Kom ons word stil vanmôre met Psalm 105, vers 1 tot 4. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, laat die wat teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek geduldig deur sy teenwoordigheid. Broers en susters, gemeente van Carletonville, familiekerk, die Here groet julle elkeen vanmôre en hy seën julle met sy liefde en sy genade wat hy oorvloedig aan ons elkeen uitstort elke dag. Amen. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie afwyk van ons reeks oor Hebreërs, en ek gaan vanmôre vir ons 'n gedeelte lees uit Filippense 1 uit, vers 3 tot 11. En dit sluit in 'n mate aan vanmôre by wat ons met die kinders ook gedoen het, dat ons verantwoordelikheid het as kerk en as gelowiges ook in die verkondiging en die deel in die uitdra van die evangelie van die Here. So kom ons lees Filippense 1 van vers 3 tot 11 net, maar voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg om op so 'n heerlike Sondagmôre hier by mekaar te wees. Dankie Here vir elkeen wat hier is, dankie vir u liefde en die genade wat u elke dag so onverdiend in ons lewens uitstort. Dat ons kon opstaan vanmôre, tot ons die nuwe dag kan aanskou, dat ons hier kan wees, saam met broers en susters wat ook soos ons u liefhet met ons hele hart. En Here, dit is my gebed vanmôre dat u ook sal kom en dat u ons sal aanraak, elkeen van ons, Gees van God. Ons weet u is hier teenwoordig, ons weet u vul ons elkeen se lewens. En wanneer ons in hierdie kerkgebou instap, dan vul ons, wat elkeen draers is van die Heilige Gees, vul ook hierdie kerkgebou. En daarom is u hier teenwoordig. Die belofte is ook, dat waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek by julle. En Here, ons weet u is vandag hier. Kom raak ons elkeen aan vanmôre, Gees van God. U het reeds elkeen se hart voorberei in die week wat verby is. U het reeds elkeen gereed gemaak om hierdie woord en hierdie boodskap te ontvang. En daarom vra ons dat u ook voort sal gaan, om wanneer hierdie woord gebring is vanmôre, dit ook te laat groei in elkeen se hart. Here, ook vir my, Gees van God, kom vul my vanmôre opnuut. Gebruik my as u stem, as 'n instrument, sodat u woord duidelik en suiwer by elkeen sal uitkom. Ons loof en ons prys u groot en wonderlike naam. Amen. Filippense 1 van vers 3. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Hoor net bietjie, luister net bietjie na die woorde. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Hoor julle die woorde? Elke keer, in al my gebede, almal, altyd. Dis nie partykeer nie, dis nie maar net sommer nie, dit is 'n toevalligheid nie, dit gebeur, dit is iets wat hy doen. Waarom? Omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg, dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na in die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap, as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde, hierdie is my ongelooflike belangrike sinnetjie in hierdie paragraaf. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag, wanneer Christus kom, onberuslik
en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die verregte verhouding met God wees tot sy lof en eer. Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Dit is my ongelooflik belangrik en ons gaan dan nou daarby stilstaan. Ek bid dat julle liefde, nie dat julle liefde alleen sal toeneem nie, maar dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Waarvoor? Vir die dinge waarop dit werklik aankom, sodat julle kan onderskei wat is die dinge wat regtig saak maak. Dis eintlik die vertaling vir ons sê, dat julle kan onderskei, die dinge kan onderskei wat regtig saak maak. En dan sal julle op die dag van Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees tot sy lof en tot sy eer. Ek lees in die week ergens sien ek 'n klein videoetjie en die video is 'n vrou wat praat met 'n podcaster. Julle weet wat 'n podcaster is, nê? En sy praat met hom oor geloof. Sy praat met hom oor haar gevoel en oor haar gesindheid rondom Christene. En sy sê vir hom, sy dink dat baie gelowiges, baie Christene, van mense wat sê dat hulle Christene is, glo nie regtig wat hulle sê nie. Met ander woorde, is nie regtig Christene nie. En hy vra toe vir haar, maar hoekom sê jy so? Hoekom maak jy hierdie stelling? Hoekom sê jy dat baie Christene, of jy voel dat Christene nie werklik gelowig is, nie regtig glo, en dit wat hulle sê, hulle glo nie. Toe sê sy van, gaan kyk op sosiale media, gaan kyk met hoeveel entoesiasme, en hoeveel blydskap, en oorweldigende gesindheid daar is van mense, vir die dinge wat vir hulle belangrik is, en met hoeveel ywer en entoesiasme, hulle dit aan die wêreld vertel. Maak nie saak wat dit is nie. En hoe ver, die woord, baie min in die woord van die Here, maar in die algemeen. Daar is bloggers en mense wat die lewens beïnvloed, influencers noem hulle, wat miljoene volgelinge het. En elke ding wat hulle doen, sit hulle op die sosiale plat. En almal volg dit. En dan word daar hartjies en likes en thumbs ups en alles gegee vir hulle. En die mense verkondig die dinge wat vir hulle belangrik is. Of dit nou nuwe mode is, of dit nou nuwe musiek is, en of dit nou wat ook al is. Maar wat doen Christene? Wat doen ons? Ons het die grootste geskenk in die lewe ontvang. Die ewige lewe. Met hoeveel entoesiasme en met hoeveel ywer en blydskap en verkondig ons die evangelie van die Here. Hoeveel van ons sal stil bly in 'n gesprek waar die naam van die Here uiteindelik gebruik word? Of waar elke tweede woord 'n vloekwoord is? Of waar daar ander suggestiewe taal gebruik word? Hoeveel van ons sal opstaan en sê, ek is jammer, ek hoor nie hier. Dit is nie plek waar ek hoor nie, want ek sien nie my Jesus hier nie. Ek sien nie my Here hier nie. Hoeveel van ons doen met dieselfde oortuiging dit wat die wêreld daar buite doen? Al beteken dit in werklikheid niks. Ons het die ewige lewe. Ons ken die lewende, die opgestane Here. Ons glo en ons sê ons glo aan die enigste ware lewende God. Maar leef ons dit? Wys ons dit vir die wêreld? En dit was my so aan die hart gegryp wat hierdie jong vrou sê. En toe
lees ek weer Filippense 1 vers 3 tot 11. En ek lees die woorde van Paulus raak. In die eerste plek gaan dit vir hom hier, is 'n gebed. Sy gebed wat Paulus bid, en hy begin om te sê vir hulle, elke keer as ek aan julle dink, nie net baie keer nie, nie net een keer 'n dag, nie net soms een keer 'n week, of miskien een keer 'n maand nie, hy sê elke keer as ek aan julle dink, elke keer, val ek voor die Here neer in dankbaarheid, en dank ek my Here vir elkeen van julle. Ons is 'n familie. Ons sê dit vir mekaar. Ons het ons naam verander en gesê ons is Carletonville Familiekerk. Omdat ons sê ons is 'n familie wat omgee. Is dit waar? Leef ons daardie omgee elke dag uit? Dankbaarheid vir elkeen wat hier is. In dankbaarheid dat ek nie alleen hierdie evangelie hoef te dra nie, maar dat hier so groot al mense is wat saam met ons hierdie pad loop en saam met my hierdie pad kan loop. Elke keer as ek julle dink aan almal van julle, sê ek vir julle dankie, dankie, dankie Here vir medegelowiges. Dankie Here wat vir mense wat saam met my die pad loop en saam met my die las dra. Dankie Here vir elkeen wat hier is. En dan gaan hy verder. En dan sê hy vir hulle in vers 5, hoekom sê ek vir julle dankie met blydskap? Ek is bly oor elkeen van julle en ek dank die Here vir elkeen van julle, maar hoekom? En dan noem hy 'n paar redes. Hy sê omdat julle van die eerste dag af saamgewerk het aan wat? Die verkondiging van die evangelie. Omdat julle van die eerste dag af saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ons het 'n ouerige gemeente. En as ek vandag vra vir julle sou vra, hoe lank ken julle al die Here? Hoe lank is julle al in die gemeente? Hoe lank is julle al hier, kinders van die Here? As ek sou sê, wie is 10 jaar en minder 'n kind van die Here? Wie wil vir ons sê, wie is vir 10 jaar en minder as 10 jaar al 'n kind van die Here? Daar's een. Wie is minder as 20 jaar? Wie is minder as 30 jaar? Of tot en met 30 jaar? Wie sal dit klop? 40 jaar? 50 jaar? 60 jaar? 70 jaar? Tannie Jane, jy is al seker 8 dekades oud. Jy lyk 21, maar ek wil jy is al lank 'n kind van die Here. 50 jaar is ongeveer 18.000 dae. Wat jy 'n kind van die Here is. En ek het nou dag in 'n gesprek het iemand gesê vir my, maar ek weet nie hoe om die woord van die Here te verkondig nie. Ek weet nie hoe met mense te praat oor die Here nie. Iemand wat al ten minste 50 jaar 'n kind van die Here is. Hoor wat sê Paulus vir ons oor hierdie gemeente in Filippi. Hy sê, ek dank die Here omdat julle van die eerste dag af saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Waar die mense uit die woord van die Here ontvang, hulle tot geloof gekom en hulle is so gevul met die Here en die Heilige Gees dat hulle van die eerste dag af saamgewerk het aan die uitdra en die verkondiging van die evangelie. Waarom? Want hulle het nie vertrou op hulle self nie, maar hulle het toegelaat dat die Gees van God hulle oorneem
en hulle deur die gees van die Here, met die krag van die Here, het hulle gaan optree in 'n wêreld wat verlore gegaan het. Het ons nog 'n hart vir 'n wêreld wat verlore gaan? Het ons nog 'n hart as ons mense sien wat ons weet nie die Here ken nie? Het ons nog 'n hart vir die mense wat ons weet wat nog hier in hierdie dorp bly en wat deel is van ons gemeente, maar nie meer by die erediens kom nie? Is ons bekommerd oor hulle? Want dit is eintlik wat die Here vir ons vra. Dis nie 'n kommissie of 'n kerkraad of 'n predikant se werk alleenig nie. Die eerste gemeentes was dit elke lidmaat wat saamgewerk het en gedeel het in die uitdra van die evangelie. In Handelinge, toe die werk te veel geword het vir die apostels, lees ons in Handelinge 6 en 7, is daar gesê, kom ons kry wie? Die eerste diakens. Sodat hulle kan help met wat? Die versorging van die weduwees en die wese. Dit beteken dat hulle alleenig dit moes doen nie, maar iemand moes verantwoordelikheid neem vir die organisering daarvan. Ons het later ons eie tradisie gemaak en gesê, hier kies ons diakens en ons kies ouderlinge, gaan doen julle die werk. Ons sal kyk hoe julle dit doen. Die kerk is nie 'n toeskouersport nie. Geloof is nie 'n toeskouersport nie, waar ek kan agteroor sit en kan kyk hoe ander mense dit doen nie. Die kerk en geloof is 'n deelname. En ons moet gaan leer by die Filippense om weer te sien dat gelowiges van die eerste dag af deelgeneem het, betrokke was, in hart en siel by die uitbring van die evangelie, omdat hulle hart gehad het vir 'n wêreld wat verlore gaan. Binne 350 jaar, binne 350 jaar, het die kerk van 'n vervolgde groepie mense van 12 en bietjie meer, as jy die ander bytel, wat nie net die disippels was nie, die 120 wat ook Jesus gevolg het, en nog die groter groep wat op Pinksterdag tot by bekering gekom het. Maar in 350 jaar het hulle geloof so sterk geword, het hulle passie vir die Here so groot geword, dat die grote Romeinse ryk gesê het, ons kan nie meer langer hierdie godsdiens onderdruk nie. Ons moet dit nou deel maak van ons ryk. Ons maak dit 'n staatskerk, wat miskien waarskynlik die grootste fout was wat gebeur het. Maar kan jy verstaan dat die eenvoudige mense, ongeletterde mense baie keer, maar mense wat geraak was deur Jesus Christus, die passie, het hulle so gevul, die Heilige Gees het hulle so gevul, dat hulle van die eerste oomblik af begin saamwerk het om die evangelie uit te dra. Sodat die wêreld wat verlore gegaan het, gered kon word. Ons het in 'n groot mate toeskouers geword in ons geloof. En ons sit rustig agteroor, terwyl ander godsdienste hulle godsdiens verkondig, al is dit 'n vals godsdiens. Met 'n ywer. Ek het al baie keer gesê, ek is nie baie lief vir die Jehova getuies nie, omdat hulle so valse godsdiens verkondig. Maar as dit een ding is wat ons van hulle kan leer, is dit hulle ywer. Ons sien nog gereeld daar by die park, so op 'n Saterdagmiddag of 'n Vrydagmiddag, dan sien jy hulle aangetrek mooi met hulle
Baie keer selfs in die somer met 'n baadjie en stap hulle so in groepies en klop aan by huise en al word hulle weggejaag en al word hulle hou hulle aan om te verkondig. As ons maar net kan leer by hulle. Dink maar aan die moslems. Elke Vrydag 12:00 gaan hy. So baie so interessant toe ons nou gevlieg het ons met die vlugte wat ons nou gevlieg het, was daar heelwat moslems gewees en toe ons op die lughawe daar op Addis Ababa kom, is daar spesifieke gebedskamers vir die moslems ingerig. So as hulle vlieg en hulle kom daar en dis gebedstyd, dan gaan hulle, en selfs toe ons op Ouer Tambo gestop het, was daar mense wat sommer in die gangetjies, hulle maatjies uitgerol het, want dis gebedstyd en dit gaan bid. Ja, wel ritueel, ons kan 'n baie daaroor sê, maar daar's toewyding, daar's volharding van hulle geloof. En wat doen ons as Christene? Het ons daar dieselfde passie in ons hart? Dikwels is daar verdeeldheid. Dikwels is daar kritiek teenoor mekaar. Dikwels wys ons die vinger. En daarom het ek hierdie gedeelte gelees in vers 9, wat hy sê, ek bid ook dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling vir dit wat regtig saak maak. Ons kruis baie keer hierdie lyne. Ons is bekommerd oor dinge wat nie regtig saak maak nie. En die dinge wat regtig saak maak, gaan by ons verby. Ons liefde moet groei in begrip en fyn aanvoeling. Daai fyn aanvoeling moet beteken dat ek myself eintlik in iemand anders se skoene moet sit. In sy lewe moet inkom om te sien hoe voel en hoe dink en hoe ervaar en hoe beleef hy dit wat met hom gebeur. En dat ons met daardie liefde sal hê, maar ons liefde sal groei in die begrip vir ander mense en die fyn aanvoeling ook om die regte dinge te sê. So baie keer hoor ek gelowiges wat sê, ag, ek is maar 'n reguit mens, julle my nou maar vergewe. Ek praat en ek sê 'n ding net soos dit is. Sonder om 'n fyn aanvoeling te hê, of sê ek iets wat iemand seer maak, al is dit reguit. Maar daar's 'n mooi manier om 'n ding te sê, en daar's 'n lelike manier om 'n ding te sê. Daar's 'n manier om 'n ding te sê, om iemand op te tel, en daar's 'n manier om iets te sê wat mense afbreek. Hoe doen ons dit? Is ons liefde so vol begrip en aanvoeling vir die mense rondom ons? Dat ons werklik raak sien wie hierdie mense is. Voel ons baie keer bedreig as iemand anders te naby aan die Here leef. Ek het so 'n boek op 'n stadium, ek het nog steeds daar my raak, Jesus Freak. Wat vertel het van verhale van mense wat in die moeilikste omstandighede nog steeds hulle geloof uitgeleef het. En baie keer as 'n mens so naby aan die Here leef en so ywerig is vir die Here, dan sê mense vir jou, jy begin 'n bietjie 'n Jesus Freak raak. Jy begin 'n bietjie, jy loop nou elke dag met jou arm in jou Bybel. Chill bietjie man, een bietjie rustig. Ek wens ons het 'n hele gemeente gehad van Jesus Freaks, wat nooit opgehou het om te praat oor die Here nie, wat nooit opgehou het om te verkondig wat die Here vir ons doen nie, wat met die grootste ywer elke dag geleef het en gedoen het, gewerk het vir die Here, want dis wat die Here vir ons vra. Elke keer as ek aan julle dink, moet ek met blydskap vir julle almal, en ek dank die Here vir elkeen van julle, omdat julle van die eerste dag saam gewerk het aan die uitdra van die evangelie. Mag dit waar wees van hierdie gemeente, elke dag van ons lewe.
dat ons ywer vir die Here duidelik sigbaar is, waar ek gaan, waar ek sit, wat ek doen, wat ek sê, en die Here die eer sal kry vir my lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vanoggend vir ons met so 'n boodskap na ons toe kom. Dankie Here dat U ons elkeen wil kom aanraak en kom vul met U Gees. Here, my gebed vir hierdie gemeente is dat ons in entoesiasme en in blydskap sal bly groei vir U. Al word die arms al ouer en die bene al stadiger en die hare grys, soms val hulle uit, maar Here, dat ons nooit ons ywer vir U sal verloor nie. Dat ons nooit ons passie vir U sal verloor nie. Dat ons nooit ons liefde vir U sal verloor nie. En dat ons dit elke dag sal uitleef, waar ons ook al gaan, wat ons ook al doen. Dat U naam eerste in ons gedagtes sal wees. Ek dra elke lidmaat wat vanmôre hier is aan U op. Ek wil in besonder dankie sê ook Here dat U hand oor ons gehou het toe ons gereis het. Ek wil U dankie sê vir lidmate en ons dink aan ons Stompie wat ons weet in die hospitaal was vir 'n lang tyd, vir 10 dae. Maar ons sê ook vir dankie dat hy terug is. Ons dink aan Elise wat nog steeds in die hospitaal is. Here, en ons wil vra dat U ook nie dat alleen vir haar nie, maar ook vir die geneesere die regte dinge sal wys wat sy moet doen en wat die diagnose reg sal wees sodat daar ook weer by haar beterskap of verbetering sal kom. Here, daar is so baie wat ons voor U voete kan kom neer lê. Vanmôre, ons wil net aan U die lof en die eer gee. Amen. Kom ons ontvang vanmôre die seën van die Here. Dis 'n oud-Ierse seënbede wat ek so 'n bietjie aangepas het en in Afrikaans oorgeskryf het, maar ek dink dis passend vir vanmôre ook. Mag die Here sy aangesig na jou toe draai en aan jou vrede gee. Mag jy leef met die wete dat God by jou is, dat hy jou roep en dat hy jou nooit verlaat nie. Mag jou lewe getuie wees elke dag van sy troue liefde en genade.